Is ingeskakel op Impact, dis nou 10 minute voor 2. Starship en Starlink lanserings veroorsaak glo al hoe meer probleme vir die Australiese lugdiens Qantas. Qantas het vroeër aangekondig dat hy vlugte tussen Sydney en Johannesburg moes uitstel, weens SpaceX wat 4 pyle afgevuur het. Volgens Qantas veroorsaak dit ure se vertragings terwyl al hoe meer lanserings plaasvind. Ek sluit nou aan by Dr. Roan Steyn. Hy is 'n ruimtefisikus verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika. Hallo Roan. Goeiemôre Estie. Hoe gereeld gebeur hierdie lanserings? Wel Estie, hierdie lanserings gebeur eintlik heelwat meer as wat ons eintlik besef, want as ons kyk na 2024 se lanserings net van SpaceX alleen het dit 'n rekordgetal hoeveelheid lanserings gedoen. As ons kyk na 2025 se lanserings, beplan hulle omtrent elke tweede dag 'n lansering. Hulle beplan omtrent ongeveer 180 lanserings vir die jaar 2025. So hierdie lanserings is baie. Mense moet ook nou bysê is dat nie al 180 lanserings vind plaas van die gebied wat nou so 'n probleem tussen ons en Australië veroorsaak, nee. Hoe presies raak dit Qantas se vlugte tussen Australië en Suid-Afrika? En is 'n lang vlugte wat ons hiervan praat, 14 ure. Ja, so hoe dit werk is dat in die suide van Texas is daar 'n lanseringsgebied met die naam van Boca Chica. En SpaceX gebruik hierdie gebied nou baie vir hulle lanserings. En dan wat gebeur is dat hierdie 4 pyle word gelanseer in die rigting van die Indiese Oseaan, wat dan nou daar oor Cuba en Haiti en Puerto Rico gaan en dan oor Afrika. En dan is daar 'n gedeelte van die 4 pyl wat herwin word, soos ons nou al heelwat van daai videoetjies gesien, waar 'n gedeelte van wat nou terugkom aarde toe en op 'n baie beheerde manier land en gevang word. Maar dan is daar 'n deel van die 4 pyl wat nou nie herwin word nie. En hierdie wat hulle noem die upper stage, die sogenaamde upper stage, val dan terug aarde toe. En dit word presies so beplan dat dit in die suidelike Indiese Oseaan gebeur, juis omdat daar so min vlugte is in daardie gebied op die aardbol. Maar daar is wel 'n paar vlugte, soos byvoorbeeld sekere tye van die jaar is al heelwat vlugte van Kaapstad na Antarktika toe, en dan het ons daai daaglikse vlugte tussen Australië en Johannesburg, wat dan nou kan beïnvloed word deur hierdie lanserings. En dan as daar 'n vertraging is in die lansering, dan is daar dan nou 'n opvolgvertraging om seker te maak dat wanneer hierdie gedeeltes van die 4 pyle terugkom aarde toe, dat dit natuurlik nou nie afkom op die lugrederye se vliegtuie wat nou daar vlieg nie. Nou, dis 'n baie normale ding, is dat daar's 'n sogenaamde briefie wat uitgaan na die kajuit toe, wat hulle noem die NOTAM, soos 'n notice to airmen, wat die vlieëniers waarsku en die lugrederye waarsku wanneer hierdie lanserings plaasvind. En gewoonlik word hierdie vlugte tussendeur beplan, maar uit die aard van die saak is daar 'n vertraging is vir die kleinste rede as gevolg van weer stel SpaceX dalk 'n lansering uit met 'n dag of met 6 ure, en dan het dit natuurlik 'n dadelike effek op die vlugte tussen ons en Australië. So hierdie kommunikasie is baie belangrik, want dit kan gevaar inhou. Ek is bly om te hoor dat daar wel daardie stelsels daar gestel is. Hoe gemaak met lanserings wat daar kan toeneem en vlugte wat tot 6 ure lank vertraag word? Ja, so dit is 'n wesenlike probleem, is 'n uitdaging wat al hoe groter word. Die manier hoe dit nou maar aangespreek word is om seker te maak dat die kommunikasie tussen die 3 groot owerhede glad verloop. So dit beteken dat die lugvaartadministrasie van Amerika en SpaceX kommunikeer baie duidelik met die lugredery wat beïnvloed kan word. En natuurlik, ons moet ook onthou dat ons oseane is ook vol skepe. Dis baie belangrik dat die skepe ook in kennis gestel word oor wanneer daar wat hulle soos 'n sogenaamde re-entry is van hierdie 4 pyle, sodat dit ook nie op die skip val nie. Ons het laasweek gesien, ek dink dit was laasweek die 16de Januarie, het daar wel 'n Starship ontplof net na lansering. En wat gebeur het is dat
toe die Starship so oor Haiti en Cuba en Puerto Rico gevlieg het die lugbeheer al die vlugte in die area in 'n onmiddellike wagpatroon geplaas om seker te maak en om te wag dat al die stukke terugval aarde toe, dat hulle weet waar die stukke is en hulle weet waar die vliegtuie is en daarna is die vlugte voortgesit na hulle bestemming toe. Tja, so is nie net lugrederye wat geraak word daardeur nie, maar Qantas nou spesifiek in die geval. Roan, wat is die moontlikheid dat ander lugrederye ook moontlik met 'n soortgelyke probleem in die toekoms kan sit? Ja, ek dink die meeste lugrederye gaan op 'n stadium maar met hierdie probleem sit as gevolg van die hoeveelheid lanserings wat plaasvind en dan verskillende dele van die aarde waar hierdie lanserings dan nou plaasvind. Snaaks genoeg SAL het gesê hulle het nie hulle het nie dieselfde probleem as Qantas nie, alhoewel hulle ook van daai lugruimte gebruik maak, maar dit het baie meer te doen met die feit dat die vlugte nie op dieselfde tyd gebeur nie. So as die vertraging van SpaceX lank genoeg is, dan sal dit inderdaad vlugte, SAL vlugte beïnvloed tussen Suid-Afrika en Australië. Baie dankie Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika.